Goeiemôre en welkom by my kanaal. Ek het hierdie video nou al seker 4 keer opgeneem, so ek gaan nou net aangaan. As daar enige foute in is, jammer. Ek gaan probeer op my beste manier vir julle verduidelik wat ek doen as ek 'n album begin versier. Nou, of dit 'n album is en of dit 'n folio is, dit bly dieselfde ding, jy wil hom mooi maak. Die heel eerste ding wat ek graag doen, of wat ek doen, is ek nommer my bladsye. Ek sit my groottes op elke bladsy. Elke stukkie word gemeet en neergeskryf. Die rede daarvoor is, as jy begin, is dit soveel makliker dan, want dan het jy nie kort liniaal nodig nie. So dit is die eerste ding wat ek doen, wat ek die meeste van die tyd doen. Die tweede ding is gewoonlik kry jy, as jy 12 papier het, kry jy 6 van die een en 6 van die 6 bondels en 2 bondels met 6 van elk byvoorbeeld en wat ook al. Dan deel ek hulle in 2 en ek begin by die eerste klomp. Ek is lief om dit te doen, want dit maak my papier oral oor versprei dieselfde, min of meer. En julle, dit is nie 'n reël wat ek ingestel het nie, dit is net vir my makliker om dit so te doen. So ek deel my papier, as daar 2 van elk is, deel ek in 2 verskillende bondels en ek begin met 1. Die volgende ding wat ek maak is, ek werk met 1 bladsy so ver moontlik. So as ek, hoe ver ek kan gaan met die papier, met 1 bladsy. So dit wat ek voor my het, probeer ek eers klaar maak, voor ek na die res toe gaan. Maar wat ek ook doen, is ek sal byvoorbeeld, ekskuus, eers my voorste gedeeltes doen, wat in hierdie geval hierdie is, en hierdie is dan nie 'n goeie voorbeeld nie, so ek sal moet hierdie eers doen, voor ek hier onder toe gaan. So, dis een van die dinge, ek begin eers by my voorkante, en dan werk ek dieper in my bladsy in. Dit is nogal vir my belangrik. Gewoonlik het ek magnete gebruik, maar magnete raak al hoe duurder. En ek het nogal gedink om hierdie as 'n alternatief te gebruik, hierdie swing tabs. Jy het net braids nodig en dan het jy 'n swing tab nodig. Ek weet, ek het ergens verskriklik baie van hulle, maar ek weet nie waar nie. Hierdie is plasties wat ek by Sonet gekoop het, maar hy werk ook net so goed. So in die volgende album, in volgende maand se album, sal julle sien dat ek hulle gebruik het ook. Dit is nogal iets wat ek weer of meer wil begin doen, in steede van magnete. Ok. Ek persoonlik hou nie van mense gesigte nie. So as ek 'n papier kry met byvoorbeeld nie dat ek sê dit is verkeerd nie, ek hou net nie daarvan. Hierdie en hierdie, selfs hierdie, alhoewel dit nie sleg is nie, dis nie lelik nie, maar meeste van die tyd het jy nie 'n bladsy wat presies so groot is nie. So ek sal dan eerder die agterkant van hom wil gebruik. Ok, dan soos ek op die vorige geleentheid gesê het,
doen ek of kyk ek na ander huise se papier. So hier het ek Scrap Collections se Daydreaming Collection gevat en dit werk perfek saam met dit wat ek hier het. Goed. Dan begin ek by die eerste bladsy en dit is ons voorkant. Nou ek het hierdie ongelukkig klaar gesny en ek was toe nou so spyt want ek wou dit nie so gedoen gehad het nie, maar dit is hoe hy gelyk het. En ek het besluit die bosblomme is vir my perfek vir my voorblad. So dit is wat ek toe nou gemeet het. Hy was bietjie, ek kon ongelukkig nie daai vlinder inkry nie en ek moes alreeds aan die onderkant afsny. Ek wou nie meer aan die onderkant afsny nie, dan gaan my brief verlore. So ek het tot hier afgesny. Hierdie het ek nie 'n probleem mee nie, ek kan dit altyd weer gebruik. En dieselfde met die stuk aan die bokant. So hierdie word dan nou my voorblad. En ek het hom presies so gesny. Ek het hom gechalk met die kleur 21 van Studio. Ek weet nie wat is die goed se naam nie. Ek het dit by Sonet gekoop. Ek dink is net Studio. Maar die kleur is 21 want hy is soos 'n plammerige kleur, 'n plampers. Ek is ook nie seker van hom nie. So hierdie gaan ek nou hier voor plak. En ek probeer altyd seker maak ek is gelyk. As ek gelyk is, dan probeer ek hom sonder om te skuif. Ek is nie altyd suksesvol nie. Vas te plak. Goed, dan gaan ek na my linkerkant toe. Nou ek het stukkies oor van wat ek nou gebruik het of op my voorblad gebruik het. Soos julle kan sien, is hierdie nie 'n direksie nie. Hy het, as jy hom so draai, het hy 'n vlinder hier. Maar as jy hom aan die agterkant draai, het hy nie regtig 'n direksie nie, want jy kan skaars sien dat dit 'n vlinder was. So wat ek toe gedink het, is ek gaan hierdie een hier gebruik en hierdie een hier gebruik. Like so. Dit is nie noodwendig altyd verkeerd nie, maar laat ek sien hoeveel het ek aan die voorkant, aan die ander kant oor, voordat ek op hierdie sny. Goed, so ek het klaar my grootte. En ek gaan hom nou sny. En ek sit my stukkies een kant. Gewoonlik sal ek my houertjie vat. Hier is nou ander goedjies in, maar dit daar gelaat. Ek gaan dit net hier insit, sodat ek weet al my ekstra stukkies is hierin. So hierdie gaan ek nou hier sit. Like so. Ek moet hom rond maak. En dan moet ek hom chalk. En as 'n reël gebruik ek glad nie hierdie chalkie nie, ek gebruik 'n spons.
Goed. Ons kan selfs die agterkant gebruik het. Maar die voorkant is vir my baie mooi. So ek gaan dit so doen. En ek soek altyd my burnishing tool. Julle. Goed, kom ons kyk nou watter gedeelte het ek oor om hier te plak. Nou kan ek sien, goed, ek het nou hierdie gedeelte hier. Onthou dis nog steeds dieselfde familie. Hier is die voorkant van hierdie een. So wat ek dink ek moet doen, my takke loop op. Sien, hier loop my takke op, daar loop my takke op. So wat ek dink ek moet doen is ek moet hom dan nou kleiner sny hier. Maar wat ek ook kan doen is die stukkie wat ek afgesny het aan die onderkant, aan die voorkant kan ek hier neersit. As julle, if you catch my drift. Goed, so ek gaan hierdie ene afsny. Ek weet hy is te kort. So ek gaan hom net so plak dat ek weet hy is daar. Goed. Dan nou hierdie een kan ek of ek kan enige kant gebruik, maar ek sal die blou gebruik. En hom gaan ek sny. Hoopelik is hy reguit. Hy lyk daarom so. En ek gaan hom gom. Dan het ek twee keuses. Of ek kan 'n pers gebruik. Ek het nou verskillende perse hier. Ek het 3 verskillende perse. Hierdie lyk nou blou op die monitor, maar dit is pers. En dan het ek 'n pruim. Nou ek het nou gedink, as ek hom pruim maak, gaan hy die kleur wat die minste is uitbring in my prent of op my bladsy. So wat ek eers gaan doen is ek is net nie seker van hierdie grootte nie, want ek dink nie ek het hier reg gemeet nie. So ek gaan nou eers my liniaal vat, as ek hom kan kry. Ja. En dan sny ek gewoonlik eers die kort stukkie en dan die lang stuk. Soos wat ek al voorheen in my video's gesê het. Dan sal ek hom neersit. Presies so.
en ek gaan hom nie, kom ons kyk as ek hom choke, ja, jy sien dit tog. Net my vingers skoon maak. Goed, like so. En my grootte is natuurlik 'n 8ste kleiner al om die kante. Goed, nou wil ek hier 'n stukkie sit. Nou sien ek, maar ek het eintlik verkeerd gesny. Ek moes eers die lang stukkie sny. So ek gaan nou vir my 'n korter stukkie sny om daarin te sit. Like so. Wat ek bedoel is by wanneer ek my voorste bladsye doen. Jy doen eers dit wat jy sien, as ek dit kan makliker stel. En dan kom jy later verby as jy genoeg papier het om dit dan toe te maak wat jy nie sien met die eerste oog nie. So wat ek nou gaan oorslaan is hierdie twee. So ek gaan dit nie nou doen nie. So nou gaan ek na my volgende bladsy toe. En ek gaan kyk wat het ek om hier te sit. En ons gebruik Stamperia se Hortensia. By my is nie 'n set rule nie. As ek voel ek kan nie hierdie gedeelte gebruik nie, is daar altyd vir my die agterkant wat ek kan gebruik. So dit maak nie vir my saak nie. En ek het aanvanklik besluit om dit vir julle makliker te maak en my papiere gesit waar ek dit wil hê, maar ek wil dit nie eintlik so gehad het nie. Goed. Wat ons hier kan doen is as volg. Ons het hierdie gedeelte hier. Nou ek sien as ek hom so sny en so sny wat presies al hierdie gaan toemaak, gaan ek die voelnesie met die voeltjie kan insit. So dit is 'n iets waarna jy kan kyk. Okay. Jy kan daarna kyk as jy wil. So in hierdie geval, of jy kan hierdie gedeelte gebruik, maar dan gaan jy die voeltjie afsny, of jy kan die agterkant gebruik. Ek is nie baie mal oor die agterkant nie, want sy patroon is groot. Maar as ek moet, dan moet ek. Maar ek het gedink om hierdie een te gebruik. Hier, waar ek die voeltjie met die hokkie kan insit. Goed. Julle en ek vat nie 100 jaar voor ek besluit wat ek wil doen nie. Ek doen dit en ek kry klaar. My tempo wat ek die albums maak en die goed moet uitkry is net vir my te groot. Partykeer oordink ons dinge en dit is nie nodig nie. Hoe makliker jy dit vir jouself maak, hoe beter. So ek gaan nou eers my hele blad meet.
So, like so. So julle kan sien wat ek hier doen. Like so. Dan gaan ek terugkom en ek gaan afsny wat ek wil. Wat jy ook natuurlik kan doen is, nou nie in hierdie geval nie, maar jy kan vasiekat reg rondom, byvoorbeeld hierdie blom. Maar ek sou nie dit aanbeveel op hierdie stadium nie, want dan breek jy jou hele prentjie. So wat ek nou eers gaan doen is, ek gaan hierdie gedeelte sny. Ek sou dit graag so wou doen, maar ek het net gevoel ek kan nie. So, nou gaan ek my 2 voorstes doen. Nou kan ek sien, ek is te groot daar. Maar laat ek nou net eers gou klaar maak. Like so. So, hy is bietjie hoog, hy is bietjie groot, omdat ek mos nou die kwart kleiner is. So ek gaan hom so vat en hom dan nou my grootte sny wat ek daar het. En al hierdie stukkies bære ek tot ek heeltemal klaar is. Goed. Dan kan ons hulle corner punch. Chalk. Ek het reeds my bladsye wat ek moes vasiekat uitgesny. So daar het ek nou al klaar nie 'n probleem nie. Wat ek ook doen is, as ek my papier kry, dan doen ek dit heel eerste. Nie dat ek 'n vasiekat fan is nie, ek is glad nie 'n vasiekat fan nie, maar as dit moet, dan moet dit. Like so. Dit hierdie een reeds gechalk. En like so. So ek het een bladsy gebruik, nog steeds nie my hele prentjie opgebreek nie. Sien, kyk nou hoe skeef is hierdie een. Goed, dan hier gaan ek los vir nou. Ek los dit vir heel laaste. Die volgende bladsy, ek het besluit om dit net so halfuur te maak, om almal kans te gee. Goed, dis wat ek oor het. Nou, ek wil nie noodwendig stop nie met hierdie papier nie. So wat ek gaan doen, is ek gaan nou eers gou vir my stukkies vir daar sny, en dan hier sny. Want ek weet, hierdie is groot genoeg om al 2 toe te maak.
So ek gaan eers gou my stukkies van plain kaartstok sny en dan terugkom na dit toe. Goed, ek gaan pons waar ek moet pons. En plak. Die rede hoekom ek ook plain kaartstok gebruik, julle, is omdat 'n mens se oë moet rus. Ek glo daarin. Goed. Nou gaan ek kyk. As ek 'n fout gemaak het, gaan ek nie noodwendig 'n nuwe papier uitgryp nie. Ek het byvoorbeeld hierdie een nou te kort gesny. Wat ek kan doen, is om hom om te draai. Ek het sien, hierdie was daai groot patroon. So ek gaan nou vir my 'n halfduim stukkie sny om by te sit. Alhoewel ek nie baie lief is om dit te doen nie, maar ja, die kalf is in die put. So ek gaan my liniaal neersit, om op 'n halfduim hier sit so, en hom sny. Dis nie noodwendig reg nie, en dis ook nie noodwendig verkeerd nie. So, nou gaan ek gou my hoeke pons. Nee, laat ek eers goed, nou gaan ek probeer. Ek sê nie ek gaan dit reg kry nie. Ek is baie sleg met dit so. Goed. Nou gaan ek my fout reg maak. Like so. Of ek kan hom so neersit.
maar ek gaan hom so neersit. Net daai ekstra stukkie bysit. Dat hy presies pas, net met 'n klein stukkie aan die onderkant. Goed, dan hierdie gedeelte hier, like so, net my stukke rond maak, soos wat ek dit gesny het aan die begin. En soos julle kan sien, ek chop nie verskriklik baie nie. Ek maak net my hoeke toe, my kante toe. Probeer. Ek is nie altyd suksesvol, maar kan julle sien hoe is hierdie patroon nou opgebreek? Dit was 'n groot patroon, nou ek kon net sowel daardie kant gebruik het. Die papier is baie veelsidig, jy kon dit gedoen het. So dit is dan nou my tweede bladsy, soos julle kan sien. Goed, dan gaan ons na die agterkant toe. Hierdie gaan ek nou eers een kant sit. Hierdie is meer vir 'n horisontale bladsy. So ek gaan hom een kant sit. Nou gaan ek na my agterkant van hierdie bladsy toe. OK. Onthou, soos ek gesê het, een blad op 'n slag. So wat het ek nou gedoen? Ek het een bladsy gebruik om hierdie hele layout te doen. En soos julle kan sien, dit vloei aan een. En dan kan ek ook selfs van hierdie gebruik maak om hier in die middel te sit. Ek hoop julle verstaan. Ek gaan volstaan met dit vir nou. Ek wil net probeer. Ek wil nie eintlik probeer nie. Ek wil vir julle wys. Ek gaan nie aangaan voor ek nie weer kan opneem nie. So ek wil net gou iets gaan doen en dan neem ek weer op. Ek sien dan net nou. Bye bye.